So die oomblik waarvoor almal gewag het om te kyk, werk die plantertjie, het ons sukses gekry met hom. So 'n paar dinge wat belangrik is by jou plantertjie, hierdie spesifieke plantertjie. Die eerste ding is, hy het verskillende ratte. So die ratte bepaal die spasiering. So omdat ons mos nou nie Chinees kon verstaan het ons hieronder waar dit in Chinees is, het ons dit gebruik ChatGPT, die foto geneem, ChatGPT ingesit en hy het vir ons presies gesê wat se raaitjies, want elke raaitjie het verskillende tande, sodat ons presies kon weet ons spasiering te kry. Die naaste wat ons hom kon gekry het was 7 cm, so dit is heel alright vir eie. Ons het 5 probeer, maar 7 is die naaste wat ons hom kon kry. Dan die ander ding is, jy kry vir elke saad bed of saad depositor, kry jy so 'n wielietjie. So hierdie gate is groot, die saadjie val in en soos hy draai val die saadjie dan nou uit. Ons probleem wat ons gehad het met hierdie eerste, dit was die gaatjies was te groot, so dan het ek 3 gaatjies gemaak. Dit ons hom met silikoon vol gemaak, maar omdat die silikoon sag was, het van die saadjies daar vasgedruk. En dan gooi jy meer sade as wat ons wou gehad het. Dit ons het gaatjies toegemaak met Pratley Putty, staal Pratley Putty, en ons het die nuwe gaatjies geboor wat die regte size is vir die eier. Daarna het dit heel wat beter gegaan en die hoeveelheid eie wat ons gekry het was dan baie beter. Aan die begin het hy te veel gegooi, so stand was bietjie dig. So wat belangrik is met die plantertjie is, jy wil eers jou wiele moet agter wees sodat hy dit mooi vastrap, die saad mooi vastrap. Jou grond moet nie te droog wees nie, so ons grond was so bietjie klammerig gemaak. En hy moet ook nie te nat wees. As hy te nat is, dan begin hy modder opbou en dan plant hy ook glad nie. So hiervoor het hy ook hierdie so 'n plaatjie wat dan die modder van die wiele afkry, maar jy sal vinnig agterkom of jou grond te nat is of te droog is. Verder het hy alles reg geplant. Dit vat so 'n halwe hektaar het vir ons so 'n dag gevat. Maar ons nou met die groot planter wat agter die trekker is omtrent 2 hektaar en so 6 ure geplant het. So hy vat bietjie langer, maar hy het wel 'n goeie job gedoen. So ons sal nou net gaan sien daar hoe lyk die eie, hoe lyk die stand wat ons nou net geplant het. Maar ja, dit is die plantertjie, hy het goed gewerk en ek dink vir kleinskaal, baie van die eie is bietjie op mekaar. So ek dink vir enige ander ding wat jy wil plant, sal hy baie goed werk. Solank jou wielietjie reg is en die saadjies mooi gedeposit. Ongelukkig sien mense dit eers as hy klaar geplant het. Maar ons sal nou gaan kyk hoe dit geplant het. Die saad gooi jy dan nou bo in. Die saad val deur, dit val op die wielietjie, daar is so 'n klein plaatjie daar wat die basies hy skraap die saad af sodat die saad net in die gaatjies inval. So dan val die saadjie in die gaatjie, hy skraap hom af so hy keer dat daar nie meer as te veel saadjies uitval nie. En dan wat hy dan doen hier aan die agterkant, trek hy dan die saadjie toe en die wiel trap hom dan vas agter. Dis ons het ons vir die hand gesit. Maar dit is die rede is dat die mense wat hom stoot dan in die rye kan loop en nie op die walle trap nie, want jy wil nie hulle om die gate trap nie. Omdat die walle so lekker sag is, maak hulle gate en dan gaan dit nie werk. Wat nog belangrik is omdat al jou wiele, die voorste wiele en die agterste wiele op die grond is en om nie optel dat net die voorste loop nie. Die voorste wiele draai die saad aan. So die voorste wiele gooi die saad, die agterste strap dit vas. So is belangrik dat hy mooi gelyk is op die grond, om nie optel nie en om nie fors nie en 'n lekker breë dropper laat hy hom aan al twee kante kan stoot en nie op jou walle trap nie. So die eie wat ons nou het is die wit, die Texas Grano wat ons geplant het. So hulle is nou al in hulle tweede blaar. Hy maak eers so 'n klein vals blaartjie en dan die vals blaartjie raak dan nou droog en dan begin hy sy twee, so hier kan mens dit nou mooi sien. Daar is sy vals blaar wat eers uitkom en dan begin hy sy permanente blare maak. So wat ons hier gedoen het is, ons gee elke dag 6 mm. Ons grond is baie kleierig, sodat die boonste grond nie 'n kors vorm nie, want sodra hy grond 'n kors vorm bo, dan wil hy uitkom en dan begin hy draai en dan smoor hy en dan vrek hy, so hy kom dan nie deur die kors. So wat baie belangrik is om konstant water te gee in die oggend en in die middag sodat hy permanent nat bly. So as ons nou kyk na die spasiering, meeste van die spasiering is alright. Party plekke het jy sulke klossies waar hulle bietjie meer is soos hier wat hulle nou bietjie meer is by mekaar. So wat ons gedoen het, ons het van ons walle oopgelos, so ons gaan deurgaan en daar waar hulle te veel is, gaan ons dan nou van hulle dan nou net uithaal en oorplant. So wat belangrik is wanneer jy dit wil oorplant is 6 weke ten minste. Hulle moet ten minste hulle 2 tot 3 blare hê, anderster as hy te klein en dan gaan hy nie vat nie. So ons het van die plekke waar die saad bietjie te veel geval het en waar die plantertjie nie so heel goed gedoen het nie, gaan ons hulle maar net oorplant weer en dan 'n nuwe beddings insit.
So dit is die wit eie, baie mooi opgekom. Hele ry is vol tot onder al 250 meter tot aan die onderkant. Is vol eie, so al die eie het opgekom. En ek dink die belangrikheid daarvan is net jou grondvoorbereiding. Jou walle moet mooi lekker fyn gemaal wees, dat die grond maklik of dat die eie maklik kan plant en dat dit ook maklik kan opkom en ook gereeld water 2 keer 'n dag. Daai 6 mm. Die kunsmis wat ons ook gegee het is so, ons het ook die 243 het ons 300 kg hektaar ingesit. So dit is wat ons voorbereiding gedoen het. Ons gee dan ook nou kunsmis elke tweede week deur die pivot. So dit is ook baie belangrik om so 'n goeie kunsmisprogram te weet hoe jou grond met jou eie sal saamwerk. Hier het ons nou die red creole, die rooi eie wat ons geplant het. Nadat ons by die wit eie bietjie gesukkel het en te veel saad gegooi het en toe nog die silikon op die wielietjie gehad het en dit verander het na die Pratley patty toe, het dit heelwat beter gaan. So as mens nou hier kyk, ons passering was heelwat beter. So die eie of die plantertjie het heelwat beter gedoen nadat ons die verandering gemaak het. So ek dink as jy van die begin af die regte wielietjie het, omdat ons ver was en ons tyd was min en moes ons maar geïmprovise het. Maar hier kom die rooi eie, hulle is al in hulle tweede blare. Al die valsblare is besig om uit te droog, so dit is en die stand lyk baie mooi. So al die rooi eie het ook opgekom. Die hele 250 meter het alles opgekom. So ons is baie tevrede met die stand wat dit gebeur het. As die eie bietjie teen mekaar druk, hulle sal mekaar bietjie wegdruk en as hy ook knoppe duike in die eie maak, as hy dan nou geoes word en hy raak droër, dan sal hy weer 'n ronder bal maak. So as hulle bietjie te naby aan mekaar is dit nie so ernstig nie. Ons sal dan net 'n bietjie medium eie en small eie kry, maar ek dink nie ons sal dan nou weer 'n update doen hoe dit dan nou verder gaan en as ons nou hoe hulle groter raak en as ons nou begin oes.